Volspoed, episode 34, en dit is die derde laaste episode van die boek. Die sagte lente reëns van vandag hou 'n voordeel en 'n nadeel in, besluit Renier, terwyl hulle na die baan toe ry. Oom Christo gaan te besig wees met mense wat karre en lywe buig, om hom oor sy 2 peetkinders, wat ons veilig en warm, iewers met iets goeds besig is, te bekommer. Een met volksspele en die ander een by 'n pyjama party net vir meisies. Sy oom loer mos altyd een of ander tyd in, as pa en ma dalk iewers heen gaan vir die dag en aand. En vandag is die ouer susters saam met pa en ma. Die nadeel van die nat weer is dat dit 'n bietjie van 'n uitdaging gaan wees vir die jaars op die Mahem Speedway as dit harder begin reën, want die karre het nie ruitte in nie. Gelukkig hou die reën teen 1 uur op. Mag dit so bly, vir vandag asseblief, al is dit nog koud. Typies September, jy dink is lentedag, jy dink jy loop sonder moue, dan vries jou neus af. Renier gee sy selfoon vir Siska, want sy ouers ken nie haar stem nie. As sy pa of ma of enig iemand bel, dan moet sy sê sy organiseer die volksspele. Renier leer daar saam met die ander van Afrikaners is plesierig. Hulle, dit is nou sy en die ander onderwysers, het die kinders se fone gevat, want hulle mag nie praat, terwyl die Afrikaners plesierig is nie. En sy moet in Jakes se bakkie gaan praat, sodat daar nie karre geraas en afkondigings oor luidsprekers in die agtergrond opklink nie. Renier wag gespanne dat Jakes moet terugkom van die kantoor af. Siska en Melanie en Vivian gaan pak komberse en piknikmandjies op die paviljoen net voor die kuipe uit. Hulle wys vir hom dat hy iets moet kom eet. Daar is massas kos. Nee, dankie, hy kan niks inneem nie. Alles gaan weer uitkom. Oom Colin en sy vrou kom ook daar aangestap. Hulle het kussings en koelerbokse vir versnapperings en hulle gaan komberse wat hulle om hulle draai. Die windjie kan nogal koud word daar op die paviljoen, veral so na die eerste reën van die seisoen, hoor hy die mense praat. Renier bibber, maar dit is nie van die koue nie. Al maak hy asof dit die koue is. Hy is op, sy senuwees is klaar. Oom Colin stap nader en kom gooi sy kombers om hom. Maar moenie dink, dit help nie. Sy tande klapper nog steeds. Hulle het ons inskrywing aanvaar, maar die man sal eers moet gaan qualify, verklaar Jakes agter hulle, en Renier wip soos wat hy skrik. Hey man, wat's met jou senuwees? Jy kan nie jag as jy so staan en hop vir geen redes whatsoever nie. Ek is okay, Jakes man, moenie so bohaai daaroor maak nie, keer Renier. Daar is 'n afkondiging en toe sê Jakes, hulle gaan nou jou kar kom deurkyk. Daarna mag jy so 'n paar keer om die baan ry om die trek gewoon te raak. En dan moet jy jag om vir hulle te wys jy kan. Verstaan? Hy verstaan? Jakes staan nou en rondkyk soos 'n sakkeroller wat sy kans afwag om iemand van sy beursie te verlos. Hulle laai vinnig die kar van die sleepwa af. Ou menere en baanbeamptes kom inspekteer die kar. Hulle toets die eisters en toe wys hulle vir Jakes om in te klim en die sleutel te draai. Die klank van die engine laat die manne se tone krul. Val agter daardie karre in en dan gaan toets jy dit om die baan en dan maak jy 'n laaste vinnige ronde, gebed een van die manne. Sekerlik man, Jakes haal die helm tydsam agteruit die swart voortjie en maak asof hy dit op sy kop sit. Killer, nee, spot die manne onder mekaar, en toe stap hulle na die volgende kar toe. Jakes sit die helm in Renier se hande en sê, sit op, klim, dat ek jou kan instrap, en gaan val in die ry agter daai karre in. Hy trek eers die wit balaklava oor sy kop, draai daai een wat vuurbestand is en net jou oë laat uitsteek. Daarna bewe Renier se hande so, hy kry die helm skaars vasgehou, laat staan nog op sy kop sit en vasmaak. Oom Colin stap nader en kom help hom. Renier maak sy oë toe.
Dit is nou die tyd om te bid. Melanie gaan staan regop daar op die paviljoen en wys been. Trek daai snotkop van 'n baanbeampte se aandag af, sodat Renier met die swart kar kan verbykom. Jakes se stem klink asof dit uit 'n heel ander dimensie na hulle toe aankom. Terwyl Melanie opspring en wag dat die wind haar rokkie oopwaai en die man oorkyk, opkyk en gloei. Oom Colin waarsku vir oulaas. Oppas, daar is 'n gladde kol op die baan, reg oor die verste paviljoen Renier. Ek het gesien die karre gooi so bietjie gat daaruit. Hoor jy, verstaan jy seun? Renier knik en toe klouter hy deur die vensteropening in. Die deure is mos toegeswys en toe sê hy vir homself, fokus ou maat. Hy skakel aan en trek stadig weg. Verbeel hom, hy is op Hammanskraalse Renee Duplay draadkarbaan en daar is geen toeskouers nie, maar sy hande bly bewe. Dan is hy uiteindelik op die ovaalbaan. Hy sit voet neer en die swart kar skiet vorentoe. Die afstande is kort. Hy rem voor die draaie en gee vet om uit die draai te kom en toe voel hy hoe die kar se agterkant uitgly. Hy verlaat die baan met 'n boog. Hy het vergeet van die gladde kol op die pad, maar nou weet hy ten minste waar dit is. Renier draai die kar se neus weer in die regte rigting. Fokus, fokus, maan hy homself. Hy gaan weer om die baan. Hierdie keer is hy reg vir daai gladde kol. Spin met gemak daardeur en vat die draai dwars. Adrenalien skop in. Hy gaan nog 2 keer om die draai en toe sit hy voet neer. En daarna wys hulle vir hom om uit te ry. Sy tyd is nou geklok. Hy sal nou weet of hy mag jaag of nie. En daar is dit, 'n duim op van die manne, 'n entoesiastiese duim op. Hy is in. Hy gaan stop, klim uit en haal die helmet af. Jakes vat dit by hom. Die man het ook nou 'n wit balaklava op sy kop. Hulle is mos 'n tweeling. Die een is net 'n bietjie dikker as die ander een. Almal kom high five vir Jakes. Jissem ou, jy het goed gery hoor. En Jakes high five hulle en toe kom high five hy vir hom wat Renier is. Nice gedoen jou ou fighter. Daar is 12 stokkaars ingeskryf, wys oom Colin vir hulle op die program. Die een ou met die rooi skyline, hy wen meesal. Hy sal jou nie sommer laat oorbly en laaste staan nie. En watch out vir die ou met die groen Wagoneer. Hy speel gewoonlik vuil. Moenie dat hy jou alleen iewers kry nie. Onbruikbare inligting. Renier is genoeg hier langs die baan om dit al met sy eie oë te gesien en te kon beleef het. Dit is in sy verstand en geheue ingeprent. Maar hy vermoed, dit is makliker gesê as gedaan. As hulle eers almal jaag, is die klomp karre oral om hom. Uiteindelik skop die verrigtinge af. Eers ry die kleintjies met hulle go-karts, dan kom die gewone karre aan die beurt. Die modifies ry volgende. Oom Colin raak so opgewonde. Hy noem dat hy so een vir Renier sal wil nader trek. Aangesien hy en ma nie kinders van hulle eie het nie, sal hy nou maar 'n vlerk uitsteek oor hierdie ouetjie met die potensiaal. Die sprintkarre daarna laat die aarde donder en dreun. Renier besluit dat hy baie graag eendag in so een ook wil jaag. Is reg, sê oom Colin, ons trek so een vir jou nader. Hy en Jakes gleer mekaar aan. Hulle gaan duidelik vuisslaan oor wie nou eintlik die span se bestuurder gaan word. En toe word die stampkarre geroep. Die loetjie wat Jakes met die inskrywing getrek het, plaas die Ford Prefect 7de van voor. Dit is jammer, het Jakes verklaar. Dit is beter vir 'n kar om in skoon lug weg te trek. Elke sintuig in Renier se liggaam werk oor tyd. Hy luister na die geweldige gedreun van swaar engines rondom hom, ruik die reuk van brandstof. Hy proe die bloed op sy lip soos wat hy hom vasbyt.
Sy oë is op die vlag daar voor hom aan die linkerkant van die baan. Hy is die ene hoendervel van spanning. Dan laat sak die ou die vlag en dit gebeur. Hy skiet vorentoe, vermy kontak met karre wat skielik langs hom is. Moes van iewers agteraf gekom het. Hy was 7de en toe hy sy oë uitvee, is hy laaste. Dan sien hy hoe 2 karre voor hom met mekaar kontak maak. Die linkerste kantste een rol veld in. Die ander een tref die muur met 'n aaklige geskeur aan sy regterkant. Hy skiet seker tussen hulle deur. Kies die roete waar die 2 karre kontak gemaak het. Dit het oom Bobby altyd vertel. Met impak spat hulle uit mekaar en die roete bly hopelik oop. Verkieslik moet hulle mekaar in hierdie ongeveer 8 ronde van die resies nog nie heeltemal van die baan afry nie. Dis eers op die laaste ren van die aand wat hulle die Butchers Picnic noem. Dan jaag en stamp hulle mekaar totdat daar nog net 1 kar op die ouend bly staan. En oppas vir die nuwe gladde kol op die baan, Manrus Nier homself, toe die ranchero net voor hom begin tol. Hy tref die stertkant van die bakkie en dit trek met 'n boog. Hy wag nie om te sien waar dit land en wat agter hom gebeur nie. Hy kan in elk geval nie regtig sien nie, daar is nie 'n triespieltjie in die kar nie. Die derde keer wat hy om die baan gaan, sien hy die skyline uit die hoek van sy oog. Hulle gaan saam om die draai, deur teen deur, 'n geskree van metaal wat skeer. Hy is 2 wiele in die lug. Bly weg van die Wagoneer, hoor hy Jake se stem weer en wonder, waar is die groen monster wat derde weggespring het? Is hy nie al besig om hom van agteraf te lap en in te haal nie? Hy vind op die reguit deel van die pad uit waar die Wagoneer is, toe die man aan sy binnekant inkom en hom teen die heining probeer vasdruk. Renier rem hard, hoop dat niemand op sy gat lê nie, en daar skiet die Wagoneer verby, vang die gladde deel van die pad en begin so waar tol. Renier skiet op die gras langs hom verby. Een van die karre se engines het geblaas. Hy sien net stoom trek toe 'n donkerblou Mercedes voor hom wegswenk en na die middel van die baan hinke pink. 'n oranje Zephyr lê op sy dak en die rooi vlag is skielik uit. Hierdie resies is vereers verby en hy en Killer het dit so waar oorleef. Waarskynlik teen alle waarskynlikhede in. Sy 4-silinder vorkie kompeteer teen 6 en 8-silinder inskrywings, maar hy het staande gebly. Hy gaan stop op hulle ou plek en Jakes is onmiddellik by. Bloody goed gery, Renier. Volgens die beoordelaars lê René Duplay nou in die 8ste plek. Dis waar jy gaan wegspring. Ag man, dit is vrot, protesteer Renier en werk homself weer deur die venster uit. Dis oukei man, ten minste ry jy nog. Daar is minstens 2 karre wat heeltemal uit is vir vanaand. Dit beteken jy's 8ste van 10de. Maar ek dog jy sê jy kan swys. Kyk daar, die helfte van jou pype lê op die baan. Die ouens is besig om dit bymekaar te maak en te oes. Moet niks oor die swyswerk sê nie. Ek het die jong man gehelp. Kom keer oom Colin. Buitendien teen daai skyline en Wagoneer het geen pyp op enige kar 'n kans om vas te bly nie. Renier wil weet, wat gebeur met die Zephyr wat die rooi vlag laat uitkom het, gaan hy weer ry? Die Wagoneer het hom op die draai geflip, maar toe maar, daai ou Zephyr is nou wel gebuig, maar hy sit hom terug op sy wiele en hy gaan ook laat aandeel wees van die Butchers reis. Hy's altyd daar. Jake stik op Renier se skouers. Nou het jy die gevoel gekry. Volgende ronde wys jy vir hulle met wie hulle uiteindelik te doen het. Last man standing. Kom jy te worsbroodjie? Nooi Siska toe hy by hulle op die paviljoen gaan sit. Hy kan amper die ander items wat gebeur geniet. Sy rou senuwees is nie meer so knaand nie. En hy is nie meer voltyds besig om magpyn te ontwikkel nie. Hy kan 'n broodjie eet, sonder dat dit bo in sy keel vassteek. Dok Christo! Beduie Siska, toe Renier se foon in haar sak begin lui, en sy dit uithaal om te sien wie dit is wat bel. Gou, gaan bakkie toe!
Jakes gryp haar aan die arm en sleep haar daarna toe, want sy staan eers versteend daar op een plek. Hy het opgehou lui, steun sy. Maar dan lui Vivian se foon en sy wys vir hulle dat dit haar ma is. Sy gaan klets sommer vanself in Jakes se bakkie. Vertel met die terugkom dat ma hulle die troue geniet en pa oom Gert se dop. Nu wat hulle kuier al te lekker daar in Polokwane. En haar susters het mooi gelyk man, baie mooier as die niggies, sê pa. Renier gaan bel daarna vir oom Christo terug. Hallo oom Christo! Daar doen sy stem het weer, klink soos die diva wat Barcelona se hoogste noot saam met Freddie Mercury vat. En, wil oom Christo weet, ek hoor by ouma, jy kies toe 'n volksspele saamtrek bo 'n uitstappie by Mahem. Oom Christo, mens moet iets doen vir kultuur en volk en vaderland, sê hy. Ja, ek hoor jou. En ouma sê Vivian is by 'n pyjama partytjie 3 huise van daar af. Ja, oom, en ja, verjaar mos. Gits rarig, hoeveel keer per jaar verjaar sy? Spot op Christo. Die man het mos die geheue van 'n appel. 'n Appelfoon. Is wat sy vir ons gesê het, oom, piep Renier. Ok, Renier, ontspan. Het jou ma jou gekry? Jy het nie 'n foon geantwoord nie. Dis hoekom sy vir my gebel het en gevra dat ek moet uitvind of jy alright is. O ja, hy vergeet mos. Oom Christo is sy ma se go-to persoon. Nee, Vivian het nou net met ma gepraat, verseker Renier sy oom. Regtig? En hoe weet jy dit, as jy by die skoolse volksspele aand is, en sy by 'n pyjama party? Glo ek oom, hoop ek, steun hy, stupid, hy moet dink voor hy praat. Toe verander hy die onderwerp. Is julle baie besig, so met die reën en so aan, oom Christo? Ja, jy weet mos ons is besig. Daar is 'n geluid van 'n radio. En toe roep hulle om in die agtergrond. Nou ja, Renier, jy hoor vir my, ek moet gaan, né? Renier ook, hy wil die ander reises gaan geniet. Besluit in watter events hy eendag sal wil deelneem, as oom Colin regtig bereid is om hom so te ondersteun. En toe breek die finale geleentheid van die aand aan. Die Butchers Picnic, die last car driving, die laaste man op sy voete. Renier gee sy foon die keer vir Viv en sit sy helmet op sy kop. Hy klim deur die venster en agter die stuurwiel in, waarna Jakes hom weer help om hom vas te gord. Daar is 10 karre in die resies oor. Hulle noem dit 'n rolling start. Eers gaan die karre vir oefenrondes om die baan en daarna verskuif hulle na die posisies waarin hulle moet wegspring. Hy laat die karre maar verbykom wat moet verbygaan. Hy spring mos in elk geval in die 8ste plek weg, alweer. Hy wonder hoekom die sot daar skuins voor hom so aanhoudend in sy rigting kyk. Van omkyk kom mens laaste, brom Renier binnensmond. En daar sak die vlag. Die oomblik van waarheid het aangebreek. Die dat hy net daarna sekuur by die omkyk Agie oomie se kar verbyglip. Op die draai haal kar 6 en 5 mekaar af en Renier skuif 1 plek op en kort daarna vlieg hy verby die kar in die 4de plek. Nommer 5 en nommer 3 is net op daardie stadium in die draai, die ideale plek om 'n kar om te dop. Hy druk om, punt metaal, praat met metaal, en die ou vlieg van die ovaal af, muur toe, en daar sit hy. Die bestuurder waai dat hy okay is, en die resies moet maar aangaan, maar sy kar het gevrek, so hy is uit die reis uit. Wonder bo wonder, ontduik Renier die meeste ander karre, en hou die voortjie op die baan. Toe sien hy die gemeene agterstewe van die Wagoneer voor hom. Die ou ry stadiger, toe Kieler se neus langs hom kom. Versigtig, waarskie 'n 6ste sintuig vir Renier. Die bestuurder wag dat hy langs hom in die draai kom.
Hy wil hom op die deur tik en muur toe stuur, soos wat hy met menigte van sy vorige opponente al gedoen het. Renier val effens terug, maar op die reguit stukkie baan trap hy die pedaal diep in en skiet verby die Wagoneer. Voor hom is die Skyline. Hy het 2 karre om af te haal, duidelik. Of hy moet sorg dat hulle mekaar van die baan afhaal. Kan dit regtig so maklik wees om die laaste ou te wees wat oorbly? Hy sit weer voet neer en verbasend genoeg is dit asof die Skyline onverwags spoed verloor en effens van die baan op die gras ry. Eers toe Renier reg langs hom is, besef hy dat die Wagoneer van agteraf ingekom het en nou aan sy regterkant is. Hy is reguit in 'n lokval ingelei, soos wat hulle dit dikwels doen, en hy het dit glad nie sien kom nie. Soos 'n koeksuster sit hy ingewig tussen hierdie 2 eislike groot voertuie. Gemeene aardlinge, besluit hy by homself. Voor hom lê boonop die gladde draai. Breekdele van 'n sekonde en hulle sal daar wees. Hy moet nou 'n slim besluit neem. Op die laaste oomblik slaan hy remme aan en stuur die 2 alleen die draai in. Hulle tref mekaar. Die Skyline gaan links binnebaan toe. Die Wagoneer skuur neus teen die muur. En Renier dink by homself, kan dit wees? Het hy tydens sy eerste roofie resies gewen? Of nee, die karre is terug op die baan. En toe nie, ou Zephyr is ook alweer daar. Maar die ou ry stadig, die hele pad vol voor hom. Renier wil hom nog nie stamp nie op daardie oomblik nie. Hy wil eers seker maak dat die Wagoneer en Skyline nie meer deel van sy groter probleme is nie. Maar die ou laat hom nie verbykom nie. Eers op die draai gee Renier vet en druk die man dwars. Toe stuur hy hom in die proses gras toe. Die volgende oomblik is hy weer langs die Wagoneer met sy skewe neus en pype wat nou oral heen mik. Hy lyk ook nie meer asof hy pas uit 'n fabriek gekom het nie. Renier is lus en gee hom 'n finale tik, maar toe kom die Skyline weer van agteraf aan. En daar, op die volgende reguitstrook, is hy en Killer weer die worsie in 'n hotdog broodjie. Sekerlik kan hy nie weer remme aanslaan as hy na die draai toe aangaan nie. Hy verwag dit waarskynlik van hom, dat hy hierdie keer vet gee. Die Skyline aan sy linkerkant rem en die Wagoneer skiet vorentoe. Op een of ander manier werk hulle blykbaar saam en dit is om vir Killer die hoogte in te stuur, om hom om te tol en reg voor die enigste ander aankomende kar in te slinger. Die laaste wat Renier registreer, terwyl die voertjie gat oor neus slaan, is dat die Zephyr van vooraf en die muur aan sy linkerkant ewe vinnig nader kom. Hy hoor hoe stukke kar breek en tref. Iets gaan hom tref, iets in hom gaan breek, waarskynlik hy self. Hy verwag 'n oorverdowende slag, maar dit gebeur nie. Daar sak 'n vreemde stilte, die vreemdste gevoel wat hy nog ooit in sy lewe ervaar het, op alles om hom neer. Verbeel hy hom, of is dit Craig de Wet, wat daar langs die kar kom staan, voordat die nevels dreig om hom te kom haal? Here, vergewe my al my leuns, prewel hy. Craig buk oor hom en skud sy kop van kant tot kant. Hy maak klikgeluide met sy tong. Nie gedink jy is volgende op die lys nie. Is dit sulke tyd? Kom jy my haal? Renier vra dit nie. Hy dink dit bloot, maar hy weet dat Craig hom sal kan hoor. Daar waar Craig op sy knieë staan en onder by die kar inloer. Nee, ek het nie sulke opdragte ontvang nie. Die keer is ek net 'n onskuldige toeskouer, soos daardie dag van my fietsongeluk soos jy. Die volgende ou wat by die kar inloer, onderste bo, is Bert Schultz. Jussie ou mater, jy het jou waaragtig gesorg vir 'n spectacular rookie reis.
Net jammer dat dit nou jou laaste ou reis was. Is ek dan nou ook dood soos julle? Vra Renier en kruip by die kar. Ja, ongelukkig, maar jy sal agterkom dat dit nie so erg is as wat almal dit altyd maak nie. 'n Jonger ouetjie met donker hare steek 'n hand na hom toe uit. Ons het nog nie ontmoet nie. Ek is Sean Schultz. Cool, dan jy die ouetjie wat onder die trein beland het. Maar ek is bly om jou te ontmoet. Renier wil hand uitsteek om blad te skud, maar hy kan nie. Iets van hom het agtergebly in die kar. Eintlik, alles wat hy so ver van homself geken het, sit nog daar in die kar vas. Sy hele lyf. Stop die reis, skree een van die baanbeamptes. Ek dink ons het vir die eerste keer in 'n lang tyd weer 'n fatale ongeluk. Ek dink die bestuurders van die Zephyr en kar nommer 11, die swart Ford, is albei dood. Waar bly die medics en die ambulanse? Roep die man uit. Word vervolg.